deur die donker te kom. Ek is nooit alleen nie. God sien, God hoor, hy gee my nuwe krag. As ek nie weet hoe om aan te gaan, antwoord God, ek is by jou. Ek weet nie is nie ver, net 'n gebed weg. Wanneer ek u roep, is u daar om my te vertroos en te lei. Uw teenwoordigheid vul my met vrede en liefde. God is my helder lig. Amen. U dra my dag vir dag. U voorsien my keer op keer. U bewaar my tree vir tree. U weet wat u vir my beplan. Dankie dat u my hoop gee, u liefde om aan vas te hou. Help my om u te vertrou en my oë op u te hou. Wanneer storms om my woed en ek voel ek sink in die vloed, bly my veilige plek waar ek rus en vrede ontdek. U hande hou my bo, u stem bring stilte nader. In die liefde vind ek rus, my Morning, Sister Lise. my God. U is my helder lig. U dra my dag vir dag. U voorsien my keer op keer. U bewaar my tree vir tree. U weet wat u vir my beplan. U is my helder lig. U dra my dag vir dag. U voorsien my keer op keer. U bewaar my tree vir tree. U weet wat u vir my beplan. Halleluja. Prys die Here. Amen. Ruben, goeiemôre. Van God se spore. Elke tree waar hy my lei. Wanneer ek val of struikel, vat God my hand en tel my op. God is my skuiling, my plek waar ek kan rus. Ek hoef nooit te twyfel, niks kan my van God skei. Sy liefde dra my elke dag en hou my veilig vas. Ek vind my krag in God, hy is my ewige lewe. Amen. Amen. God is my lig, my hoop, my rede. Elke seisoen, elke tree, Sy liefde hou my staande.
Hy is my ewige lewe. Sy liefde dra my elke dag. Sy liefde dra my elke dag. En hou my veilig vas. En hou my veilig vas. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. Amen, halleluja. Ek wil die Here loof. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Loof die Here, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Yes, prys die Here. Ek wil die Here loof. Hele hart. Roep nuwe krag. Go! Ek wil die Here loof. Loof met my hele hart. Hy gee wat roep vir nuwe krag. Halleluja. Soek jy ook na lewensvreugde, blydskap in hierdie lewe, weet jy dan wat dit is wat jou gelukkig maak. Ons dink dit lê in geld en rykdom, sukses daaraan gemeet.
is net Jesus binne my. Hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Jesus gee ons die moed en 'n lewe van oorvloed. Hy beloof dit aan elke mens wat die keuse maak. Soms as ek my kan kry en die wêreld my mislei, dan keer ek terug na die seun van God. Hy maak my vry. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Ja, ek twyfel nie meer, gee aan God al die eer, dis die waarheid in my. Ek bring lof van die Heer, hy het my alles geleer. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak, en omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Amen. Prys die Here. Dis net Jesus binne in ons wat ons kan bly maak. Amen. Dis vreugde wat die wêreld nie kan steel nie, daardie vreugde wat net van hom afkom. Halleluja. Prys die Here. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vandaan. Sy genade slaan my asem weg, sy liefde gryp my aan die hart, toe hy vir my tot die dood toe veg, Halleluja. en my naam skryf in sy hand. Daar's niks wat my van sy liefde skei nie, niks wat kom tussen hom en my nie. Al gaan ek noord of gaan ek suid, trek ek oos by wes verby, sal sy liefde my daar kry. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donkere nag vandaan. Halleluja. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donkere nag vandaan. God se goedheid en sy guns oor my, het agtervolg my dag en nag. Amen. Halleluja. God se grootheid en sy majesteit, en laat my na my asem snak. En sy naam sal vir ewig staan, want is die naam bo elke naam. En wie weet waar sou ek begin, ek sy liefde wil besin, my asems net te min. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vandaan. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vandaan. Na 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 na
is my koning. Amen. Halleluja, prys die Here. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stry? Niemand. Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Toch sit ons hier op die beskuldigingsbank, Skepper van die heelal onder kruis verhoor. Maar as ek nadink oor die grootheid die Heer, dan staan my wysheid dom voor U. Onvergelykbare God. Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Halleluja, prys die Here. Daar is niemand soos hy nie. Hy is onvergelykbaar. Niemand soos ons se Here nie. Ek groet elkeen van julle in die mooi naam, die kosbare naam,
Die naam wat nog red, genees en doop met sy Heilige Gees. Die naam Jesus Christus, halleluja. Groet die WhatsApp luisteraars, ek groet die Facebook kykers, in die naam bo elke naam. Geniet dit saam met ons vanmôre, en mag die Here elkeen van ons ryklik seën vanmôre. Prys die Here. Ja, Here, Vader, vat ons aan. Hy het my hart weer heel gemaak. Hy het my lewe aangeraak. Hy het my siel weer skoon gemaak. Perfek. By hom het ek vir altyd plek. Yes, amen. Hy het my trane afgevee. Dankie, Here. Hy het sy woord vir my gegee. Dankie vir die woord, Here. Hy het beloof as ons glo in hom, dat hy weer eendag terug sal kom. Vader, vat my hand en wys my die pad. U hou my voete op die grond. U liefde dra my rond. Vader, vat my hand, my hart en verstand. U genade maak my vry. Ek het my lewe teruggekry. Hy het die storm stil gemaak. Dankie, Here. Hy het ons lewens vervolmaak. O, ons loof U, Here. Hy het gesterwe ook vir jou, vir my, dat ons die ewigheid kon kry. Vader, vat my hand en wys my die pad. U hou my voete op die grond. U liefde dra my rond. Vader, vat my hand, my hart en verstand. U genade maak my vry. Ek het my lewe teruggekry. Vader, vat my hand. O, yes, Lord. Vader, vat my hand. Vat my hand, Here. Wys my die pad. Wys ons die pad, Wys Here. my die pad. U hou my voete Ja, jou voet op die grond. op die grond. U liefde dra my O, rond. U liefde dra ons oral rond, Here. Vader, vat my hand. Vat my hand, Here. Vader, vat my hand. My hart en verstand. Ja, en my verstand, Here. Verstand. U genade maak my vry. Maak my vry. Ek het my lewe teruggekry. Amen, prys die Here. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom die Here toe. Amen. Niemand, maar niemand soos hy nie. Vra die Here vanmôre, omdat sonder hom kan ek nie doen wat ek nou doen nie. Amen. Vra die Here om my lippe te salf vanmôre, Amen. dat hy die spreker sal wees deur my net as 'n instrument sal gebruik, om die boodskap oor te dra, soos wat hy dit op my hart gaan lê. En ek sit die hele tyd met hierdie gedagte, vrymoedigheid. Vrymoedigheid. Somtyds het ons nie vrymoedigheid om met die Here te praat. En baie van ons vrymoedigheid word gesteel, want die woord van die Here is so duidelik daaroor. As ons
die boek van Genesis begin lees, het Adam hulle vrymoedigheid verloor, omdat hulle ongehoorsaam was. En vanmôre wil ek oor hierdie vrymoedigheid praat, teenoor die Here. Ons moet 'n vrymoedigheid hê om met die Here te praat. Ons moet 'n vrymoedigheid hê om te kan weet dat hy hoor ons en dat hy met ons is. Amen. Ja, amen. Prys die Here. Ek wil net gou 'n gedeelte lees uit 1 Johannes 5. En ek sê altyd dat hierdie woord is God se woord. En sy woord is my baie, baie belangrik. En ek wil net 'n fondasie lê vanmôre, sodat ons die woord met vrymoedigheid kan spreek vanmôre. Ek bid soos Paulus bid, hy sê, bid dat ons altyd die vrymoedigheid sal hê om die woord oop te kan breek. Amen. Hy sê in 1 Johannes, die 5de hoofstuk, vers 13. Dit het ek, Johannes, geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Nou elkeen van ons weet wat is die naam van die Seun van God. Onthou toe God in die vlees was hy die Seun van God. Nou is hy weer die woord van God. Ek gaan nie weer dit verduidelik nie. Ons as kinders van die Here moet al kan weet wat dit beteken. Hoor mooi, in hierdie naam, die naam Jesus Christus, sê vers 14 nou, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Jesus Christus het, teenoor hom het, Jesus Christus, dat Jesus Christus ons verhoor, as ons iets vra, volgens sy woord. So ons het 'n vrymoedigheid teenoor hom. Hoor mooi, wanneer ons iets vra volgens sy wil. Nou baie mense sit in die kerk. Baie mense hoor preke, maar baie mense stap leeg uit 'n gebou uit. Hoor mooi. Ons moet begin besef dat ons 'n vrymoedigheid teenoor die Here moet hê. En dat hy ons verhoor wanneer ons sekere dinge vra. Maar volgens sy wil. Nou wat is die wil van die Here? Kom ons gaan lees 1 Tessalonisense 5 vers 18. 1 Tessalonisense vers 5. Waar is ons nou? 1 Tessalonisense 5. Verse 18. Kom ons hoor gou hierso. Wees in alles dankbaar. Amen. Hoekom? Want dit is die wil van God Amen. in Jesus Christus. Amen. Ek het 'n hele ruk terug het ek gepraat oor hierdie goed. Nou as ons nou die vrymoedigheid teenoor die Here het en ons weet ons gaan iets kry wat ons vra omdat ons sy wil doen, dan is dankbaarheid deel van dit wat ons moet doen. So ons moet dankbaar wees want dit is die wil van God in Jesus Christus. Dis belangrik dat ons moet dankbaar wees oor alles. Dis waar. Dankbaar
wanneer ons soms swaar kry. Dankbaar as ons wakker word. Dankbaar wanneer ons wakker word. Dankbaar dat ons asemhaal, dankbaar dat ons gesond is, dankbaar dat die Here voorsien op snaakse maniere, dankbaar dat ons vandag ietsie kan eet. Party mense eet brood vandag, party mense eet hoender vandag, party mense eet T-bones vandag, party mense eet wat se kos, maar hulle eet. Die Here het voorsien. Net soos wat hy vir die mossies voorsien. Hoekom sal hy nie dit vir jou voorsien waarvoor hy jou so lief het nie? Wees dankbaar vir dit wat jy het, want dit is die wil van God in Jesus Christus. Halleluja. Amen. So wanneer ons dankbaar is, weet ons dat hy verhoor ons, omdat hy ons dankbaarheid sien. En dis baie belangrik dat ons hierdie dinge moet weet. Kom ons blaai net so 1 Tessalonisense die 4de hoofstuk, net so 1 bladsytjie terug. Hy sê vers 3. Hoor mooi wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 3. Hoor mooi. Want dit is die wil van God. Julle heiligmaking. Ek is jammer om vandag iets te sê, maar nie al die kerke preek heiligmaking. Hulle preek net kom soos jy is en is net genade. Genade boop genade. Ek wil vir jou sê, heiligmaking is deel van die wil van God. As ons wil hê dat ons moet vrymoedigheid in die Here hê en dat hy ons verhoor wanneer ons sekere dinge vra, moet ons heiligmaking nastrewe, soos die boek van Hebreërs sê, waarsonder ons hom nie gaan sien. Heiligmaking is deel van die wil van God. Dankbaarheid, heiligmaking, kan 'n mens dit glo? Mens dink sekere dinge, dit is die wil van die God vir my lewe. Die wil van die Here is dat ek 'n preek moet lewer. Hoorie, my preek beteken niks as dit nie krag van God dra nie. My prediking beteken niks as ek nie is die wil van die Here doen nie. Ek kan niemand se hartsnare roer sonder die gees van die Here nie. Ek kan nie. En dan in dieselfde vers sê dat julle moet onthou van die hoerery. Dis 'n preek heeltemal op sy eie. As ek daar moet begin, dan gaan ek nooit ophou nie. Maar baie mense verwar die wil van God. En dit is so belangrik dat ons 'n vrymoedigheid by die Here het wanneer ons sy wil doen. En sy wil is sekere goed, want sy wil is vir ons baie belangriker as ons eie wil. Here, nie my wil nie, maar u wil. Amen. Dit moet geskied in ons lewe. So Here, as ek moet dankbaar wees oor 'n seisoen in my lewe wat nie lekker is nie, laat dit so wees. Soos ek nou die dag of nou die aand gesê het, toe hulle Dawid gevloek het, en die manskappe sê, moet ons hulle nie uitsorteer nie, toe sê Dawid, nee, as dit die Here is wat vir hulle gesê het om my te vloek, laat dit so wees. Ek vat dit soos 'n man. Ja, amen. Maar nee, ons wil ons kuite styf skop. Ons wil ons sê. Ons wil beter voel as ons net iemand kan terugsleg sê en terug kan vloek en terug dinge kan doen. As ek net hierdie een kan vat. As ek net dit wil sê. Nou sit my vrou hier so eenkant en wil haar doodlag, want sy weet waarvan ek praat.
Somtyds voel dit so. Somtyds voel dit so. Jy wil net jou sê dat jy beter kan voel. Nee man. Kom ons wees dankbaar oor die goed en die sleg in ons lewe. Stem julle nie met my saam vanmôre nie. Ja, amen. Ek weet daar's nie baie wat op Facebook is nie, maar ek weet, na die tyd, dan sien ek hoe klim die views. Hoeveel mense kyk daarna. En ek is dankbaar teenoor die Here. Min, baie, maar die woord moet oorgedra word. Dan kan jy woord hoor. Hulle sal die woord hoor. En ek is so dankbaar daaroor. Paulus het geweet waaroor die wil van God gaan. Ja. En in elke brief wat hy skryf, dink bietjie mooi, in elke brief spreek hy sekere dinge aan. En nou spreek hy sekere dinge aan vir die kerk in Tessalonisense, of die gemeente, die bymekaar kom plek, die kinders van die Here wat bymekaar kom in Tessalonisense, soos wat ons bymekaar kom, praat ek nou met julle, en hy wil vir hulle sê, hoor, julle moet heiligmaking nastrewe, want dit is die wil van God. Julle moet dankbaar wees, want dit is die wil van God, in Jesus Christus. Maar hoor wat sê hy vir die boek van Romeine. Hoor wat sê hy vir die gemeenskap wat die Here dien in Rome. Hy sê hierdie kosbare woorde in Romeine 15. Kom ons blaai gou. Romeine 15. Dis belangrik dat ons hierdie goed ken, want baie mense weet nie wat die wil van God is. Hoor mooi. Romeine 5 vers 15. Romeine 15 vers 5, sorry. Die mense in Rome was wilder as die wildtuin. Hy moes al in Romeine 1 moes hulle aanspreek oor lelike ding. Hoor wat ek vir julle sê vandag. En hier spreek hy in die 5de hoofstuk, 15de hoofstuk, vers 5, spreek hy hierdie woorde aan. Hy sê, en mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eengesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Jesus Christus. Hoor julle nou? Ons kan nie eens saamstem oor 'n saak. Ons kan nie eens ooreenkomstig wees oor sekere dinge. Weet jy wat? Let's agree to disagree. Elke persoon sal sy eie pak dra. Die Here lê iets op jou hart. Jy sê dit. As iemand dit aanneem, neem hulle dit aan. As hulle dit nie aanneem, neem hulle dit nie aan. As hulle nie wil ooreenstem en eengesind wees oor sekere dinge nie. Want eengesindheid vir die Here is baie belangrik as dit kom by die geloof in Jesus Christus. Ons moet eengesind wees. Ons kan nie wederstrewig wees. Nou hier kom 'n tydperk in die Romeinse kerkie wat Paulus gestig het en hy sien, hierdie mense is nie eengesind nie. Hulle trek dwars. Hy sorteer 'n sekere ding uit in Romeine 1. Dan sorteer hy 'n ander ding uit. Nou sorteer hy nou hierdie uit. Julle moet een ding onthou, dat as hy met iemand gepraat het, want dit is nou ooreenkomstig in die wil van Christus Jesus, né? Ons eengesindheid. Ons moet eengesindheid ontwikkel onder mekaar. Maar weet julle wat? Party mense kan nie wag om te sê, hoorie, moenie na daai een luister nie, want hy glo nie soos wat ek glo nie. Ja, dis waar.
Dan loop hulle die hele dorp vol en sê, pas op vir daai en pas op vir daai en pas op. Maar weet jy wat? Die vyand wil nie hê dat ons moet saamstem. Die vyand wil nie ons moet eengesind wees nie. Ja. En weet jy wat gebeur? Die koninkryk ly skade. Dis die hartseer van alles, is dat die koninkryk van God skade ly. Niemand anders nie, maar die koninkryk van God. En as die koninkryk van God skade ly, deurdat mense die duiwel 'n gap gee om hulle te gebruik, dan kry God seer. Ja. Kry hy baie seer. Maar weet julle wat? Ek gaan die woord bring soos wat die Here wil hê ek moet dit bring. Ja. Nee, ek gaan nie doen wat ander mense doen. Ek doen soos God wil hê ek moet doen. Ek wil nie wees soos iemand anders nie. Ek wil wees wat die Here wil hê ek moet wees. Ek wil in die roeping bly vir die Here my geroep het. En baie goed wat ek nie meer saamstem nie, gaan beklei ek nie oor. Elkeen sal rekenskap gee. Elkeen sal rekenskap gee. Weet julle wat? Dis nie net Paulus wat praat oor hierdie goed nie. Ek dink mooi, ou Petrus en Paulus het op 'n tyd lekker vasgesit. Omdat Petrus die heidene wou forceer het om soos hulle te wees. Ja, ons wat heidene is, wat gered is uit genade, weet jy wat? Hoekom dwing mense ons om te doen soos wat hulle doen? As die woord duidelik sê, die Here het gekom om ons vry te maak. Hy het ons vryheid gegee, nie vryheid om te sondig nie, maar vryheid om die Here te dien, en om sy wil te doen, en 'n vrymoedigheid te kan hê, om te kan weet, hy verhoor ons, wanneer ons enigiets vra, wanneer ons sy wil doen. Kom ons hoor wat sê Petrus. Petrus sê 'n baie belangrike ding, hy sê 2 Petrus 1, vers 21, kom ons kyk gou. Want geen profesie, of kom ons doen vers 19 tot 21. Jy kan hom net daar so change, my vrou. Ok, dis belangrik dat 21 daar is. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Ek moes dit nou net lees, sodat ons vers 21 kan snap. Hy sê, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die Heilige Gees mense van God gespreek. Hoor julle mooi? Die wil is nooit uit 'n mens uit nie, maar deur die Heilige Gees. Dit moet ons ook verstaan van die wil van God. Dat die wil nie deur 'n mens is nie, maar deur die Heilige Gees van God. Dat ons die profesie kan verstaan, dat die profesie net deur die Heilige Gees vir mense gegee word. Dit is nie 'n wil wat deur 'n mens voortgebring word nie. Dis deur die Heilige Gees. Amen. Ek hoop dit maak sin vir julle vanmôre. Wat ons wil doen, wat ons wil doen. Maar maak saak wat die Here se wil is. Kom ons kyk. Wat sê 1 Petrus, die 2de hoofstuk, vers 15.
Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot wyse sal bring. 1 Petrus 2 vers 15. Is dit nie wonderlik nie? So die wil van God is dat ons goed moet doen, sodat mense wat onkundig is, na die Here toe gebring kan word. As die Here in ons woon, kom daar goeie werke tevoorskyn. Hoekom kom daar goeie werke tevoorskyn? Sodat die goeie wat uit ons skyn, mense wat onkundig is, nader aan God kan bring. So jy moet nou mooi luister wat ek sê. Hierdie is vir my baie belangrik. Hy sê dit so mooi, want so is dit die wil van God. Wat? Dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. Asseblief, mense, kinders van die Here, my broers en susters wat na my luister vandag, jy wat sê jy's 'n kind van die Here. Die mense in die wêreld kyk na ons. Weet jy hoeveel mense wil nie meer die Here dien nie, omdat hulle kan sien, ons doen nie die wil van God nie, ons doen nie goeie dinge, sodat hulle wat onkundig is oor die Here, tot verandering kan bring. Ons moet hulle kan swaai, deur die goeie. Ons, as kinders van die Here, het 'n verantwoordelikheid in hierdie koninkryk van God. Om sy wil te kan doen, moet ons goeie dinge doen, sodat hulle, wat hom nie ken, hom kan leer ken, deur ons manier van dinge sê en doen. Dis baie belangrik dat ons moet dit weet. Weet, hierdie is miskien nie 'n preek wat 'n mens wil hoor nie. Dis nie die preek wat ek verwag van Pastoor David nie. Dis nie 'n preek wat ek verwag van hom nie. Ek wil vir jou sê, partykeer moet 'n bietjie lering ook bring, sodat ons kan leer daaruit. Want baie van ons sit met hierdie probleem, ons het nie 'n vrymoedigheid om met die Here te praat nie. Hoekom het ons nie 'n vrymoedigheid om met die Here te praat nie? Hoekom wil die Here ons nie beantwoord nie? Want daar's sekere dinge wat ons nie weet hoekom nie. Nou kom die Here en hy wil vir jou sê vanmôre, ek wil graag jou beantwoord op jou gebede, want ek wil hê jy moet weet wat is my wil. En dan moet 'n vrymoedigheid van ons kant af wees teenoor die Here, om te kan weet hy hoor ons gebede, hy hoor ons wanneer ons vra, want ons doen wat hy van ons verwag. Amen. Weet jy, dit is so wonderlik om te kan weet, dat in die eerste plek soek hy dankbaarheid van ons. Hy soek heiligmaking van ons. Hy soek dat ons een gesind sal wees teenoor mekaar, volgens Christus Jesus. En dat ons die profesie sal ken, dat dit nie uit mense uit is nie, maar uit die Heilige Gees uit. En om goed te kan doen, sodat ander mense die Here sal leer ken deur my en jou doen en late. Dit is vir my baie belangrik dat ons hierdie goed moet weet. Ek sluit af. Weet julle, dis baie belangrik dat ons vandag sal weet, dit wat ons vandag weet, en verstaan, ons nou vrymoedigheid gee, om die troon van God te kan nader, en te kan weet, ons is nie meer onkundig nie.
En dat ons kan weet dat die wil van God wat ons doen om hom te behaag, gee ons vrymoedigheid om teenoor hom enigiets te kan vra. Dis snaaks dat die woord van die Here sê, hoor mooi wat ek vir julle sê. Die woord van die Here sê so mooi. Hy sê net dit wat julle vra sal julle verkry. Hoe? Julle, ek kry niks. Ek kry niks. Maar die woord sê, as sy woord in jou bly, sal jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Die woord wat in jou bly, is daardie woorde wat sê, dit is my wil, dis wat ek verwag van jou, sodat jy 'n vrymoedigheid kan hê, dat ek jou sal beantwoord. Is dit nie mooi nie? Elkeen van ons wil die vrymoedigheid hê om met die Here te praat oor enigiets. Maar daar is 'n standaard wat God mee werk. So ons kan vanmôre onsself ondersoek. Julle kan hierdie hele, as ek moet sê, woord wat ek gebring het, wil bepeins en oorluister en weer luister, sodat julle meer kan verstaan oor dit. Is julle welkom. Maar soos die Here dit op my hart gelê het, het ek hierdie boodskap vir julle oorgedra. En ek wil graag hê dat die Here ons moet vergewe. Vergewe ons, Here, dat ons nie die punt, vergewe ons wanneer ons hierdie punt mis van u wil. Amen. Amen. Vergewe ons, Here. Want ons wil nie die punt mis nie. Wees met ons, Here. Vergewe ons en help ons om te doen wat u wil hê ons moet doen. Mag die Here julle werklik seën, mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar, mag sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. Mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Ek sluit af met hierdie lied. As ek stil word en ek praat met u, o Heer, voel my hart so leeg, ek's moeg om te probeer. En ook dikwels voel ek so verward oor die sondeskuld diep hier in my hart. Ek's 'n man wat weet waarin ek glo. En ek weet, my hoop is net van loon. Maar o Heer, ek het alweer geval. En ek bid, u moet my weer kom haal. Vergewe my, Here, as ek bely, ek sal my lewe aan u toewy. Vergewe my, Here, maak my vry, om u te dien met alles binne my. Vergewe my, Here,
gehoor. O, Hy het my vergewe, hy het my gebed verhoor. dankie Here. 'n Wonderwerk het nou met my gebeur. Ek behoort aan U, my God, ek sal U eer. Vergewe my, Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my, Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Vergewe my, Here, as ek bely, ek sal my lewe aan U toewy. Vergewe my, Here, maak my vry, om U te dien met alles binne my. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Mag die Here julle seën en mag julle 'n mooi week hê. En as dit die Here se wil is, sal ons weer live wees. Dalk Woensdag aand, soos wat die Here ons op ons hart lê. As dit Woensdag aand is, sal dit 8:00 wees. Soos wat die Here op my hart lê, dan gaan ek live gaan. Maar dit lyk my Sondagoggende sal ek, as ek lewe en ek is gesond, sal ek live wees op Facebook. En ek sal altyd op WhatsApp opneem. En baie lief vir elkeen van julle. Mag die Here met julle wees. Mag julle regtig julle oë op hom gefokus hou. En ek bid dat elkeen 'n vrymoedigheid sal ontwikkel om met die Here te kan kommunikeer. Amen. Prys die Here. Tot weersiens. Lief vir elkeen van julle. Amen. Baie Jesus liefde.